een of twee verwys, maar julle kan maar net luister vanmôre. Ja, baie welkom, dit is nou ons eerste oop Sondag. Ek het vanmôre vir julle gesê, die jaar het al 18 dae aan gesnel en beweeg, maar sommer net vanmôre begin ons hier by ons in die gemeente. Dis ons eerste skooldag, ons eerste gemeentedag, onderwysers is nou al moeg, maar ons begin vandag. So, sommer dankie dat jy hier is vanmôre, en ek begin sommer vanmôre met so ietsie anderster, om jou net in die moed te kry. Geesvervuld, saam in pas, en so gaan ons reis deur 2026. Dis ons jaartema, en ek wil graag vanmôre 'n bietjie die tema uitpak en jou opgewonde maak, en vir jou nooi om saam te reis in hierdie 2026 jaar. Nou, as ek hierdie skoene in my hand het, dan het ek 'n baie spesifieke storie saam met hierdie skoene. Ek trou eendag 'n paartjie hier by Boksburg, en ek reis saam met die mense, ek is nie daar met my eie kar nie, en ek lê die middag so in die hotel, die troue is hier in die aand, en ek lê so op die bed, en terwyl ek so op die bed lê, dink ek so aan alles wat ek moet doen, en ek kyk so na my voete terwyl ek so op die bed lê. En toe ek so na my voete kyk, toe word my skoene so groter en kleiner, ek het seker tekkies aangehad. En toe dit so groter en kleiner word, toe besef ek het nie my kerkskoene, my trouskoene ingepak vir hierdie okasie. Julle, die sweet slaat my daar uit, ek moet 'n kar gaan soek, ek moet iewers 'n kar gaan soek, ek het nie my eie kar nie, ek is daar iewers na East Rand Mall toe, ons soek skoene wat nou by hierdie okasie pas, iewers kry ek 'n Edgars, en ek koop vir my hierdie spesifieke paar skoene, hierdie wat ek in my hand het, so uit die boks uit, trek ek hierdie splinternuwe skoene aan, en ek stap so in daai onthaal of in daai kapel in daai plek in waar hierdie mense moet trou. Nou, nuwe skoene het 'n manier, né, om vir jou te druk waar jy nie wil gedruk word nie, né? En dit maak vir jou seer. Jy kry daaraan seker benoude gevoele. Dis 'n onbekende ervaring, dis 'n ongemaklike ervaring in sulke nuwe kerkskoene. Dit vat mens 'n rukkie om hierdie nuwe skoene in te loop en om jou voet gemaak pas te kry. Vandag pas hierdie skoene daarom beter en is dit daarom baie lekker om hulle aan te trek. Nuwe skoene vir 'n nuwe jaar. Daar lê vir ons 'n nuwe jaar voor. 2026 is 'n pad wat ek en jy nog nie geloop het nie. Dis 'n onbekende pad. En net soos nuwe skoene wat nie ingeloop is nie, so is 'n nuwe jaar ook vir my en vir jou 'n onbekende ervaring. Dit is aanvanklik ons 'n stywerige affære, né? Dis 'n ongemaklike affære. 'n Nuwe jaar is ongemaklik en dit is vir jou onbekend. Skoene is gemaak om gedra te word. 'n Paar skoene koop ek nie om daar iewers in die kas te sit en elke nou en dan na dit te kyk. Skoene is daar om gedra te word. En so is 2026 ook 'n nuwe jaar, 'n nuwe paar skoene wat ek en jy van die Here ontvang, wat gemaak is, gegee is, om ingeloop te word in 2026. Die Here gee nie vir jou 'n nuwe jaar om iewers neer te sit en net daarna te kyk nie. Geloof was ook nog nooit iets wat jy iewers neergesit het en dan gekyk het nie. Geloof was nog dwars deur die hele geskiedenis en in die Bybel iets wat geloop moet word. En daarom wil ek so in die begin van 2026 met hierdie nuwe skoene, met hierdie ongemaklike, onbekende nuwe jaar, wil ek graag vanmôre vir jou bemoedig met 2 Korintiërs 5 vers 7. As jy daai hele perikoop gaan lees, dan skryf Paulus daaroor die wederkoms wat gaan plaasvind en die nuwe liggaam wat ons gaan kry. En dan sê Paulus, party van ons probeer hierdie nuwe liggaam nou al oor ons aardse liggaam aantrek, maar dit gaan eendag gebeur wanneer die Here weer kom met die wederkoms. Maar tot en met daai dag gebeur, sê Paulus, wandel ons in geloof, nie op grond van wat ek en jy met ons mensoë sien. Nou as jy na 2026 kyk, dan sien ek en jy nie iets regtig voor ons nie. Al wat ek en jy het, is geloof. En mag ons 2026, daar waar jy is, in jou persoonlike lewe, in jou gesinslewe, daar waar jy 'n nuwe era in jou lewe,
begin het, daar waar jy universiteit toe gaan, of gaan werk, of gaan swat, of waar jy dalk aftree, mag jy ook in hierdie tyd, in hierdie nuwe jaar, in hierdie onbekende jaar, loop in en deur geloof, en nie deur wat ek en jy sien. Daar's 'n belangrike woordjie in daai sinnetjie, dis die ouer vertaling, die meer direkte vertaling wat daar staan, ons wandel in geloof. En daarom gaan ons nie stil sit in Basileia gemeente in 2026 nie. Jy's in vir 'n ding as jy deel is van Basileia gemeente. Dit is 'n nuwe paar skoene, dis 'n ongemaklike paar skoene, dis 'n onbekende paar skoene, maar ons loop saam met die Here in 2026. Met die belofte, ons stap 'n pad wat ons nie kan sien nie. Ons stap 'n pad wat ons nie kan sien nie. Die pad vorentoe is onsigbaar. Dit kan vreesaanjaend raak. Want wanneer ek en jy nie kan sien nie, dan raak dit vir my en vir jou mos moeilik. Ek hou nie daarvan om in die see te swem nie, want ek kan nie sien wat is daar nie. Jy voel mos net wat daar gebeur. 'n jaar is ook so. Ons het nie 'n vloedlig, 'n spotlight wat die Here vir ons beloof, wat die hele jaar vir jou gaan verlig nie. Wat die Here vir my en vir jou beloof, is dat hy in 2026, Psalm 119 vers 105, 'n woord, 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad sal wees. En as jy nou 'n bietjie verder gaan lees, maak die Nuwe Testament oop, dan is daai woord en lamp vir my voet en lig vir my pad nie 'n abstrakte iets waaroor jy hoef te wonder wat dit is nie. Die woord is Jesus. Die woord vir 2026 is Jesus. In Johannes 1 vers 1 tot 5 staan dit so duidelik, die woord het mens geword, Jesus het tussen ons kom woon, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, hy is tussen ons, hy kom tent opslaan tussen die mens. En as jy 'n bietjie verder gaan lees, en jy hoor wat Jesus self van homself sê in Johannes 8 vers 12, dan sê hy, ek is die lig. En wie my het die lig. En dan hoef jy nie in die duisternis en in die donker te leef. Met 'n nuwe paar skoene, met 'n nuwe jaar, onbekend, vreesaanjaend, ongemaklik, het ons die woord, die lamp en die lig vir ons voet, waarmee ons saamgaan. Soos jy môre, oor 'n môre, iewers te vertrek universiteit toe, of jy begin 'n nuwe fase in jou lewe, en dit is bekommerd, en dit is vreesaanjaend, en dit druk, en is ongemaklik, hou vas aan die lamp en die lig, wat saam met ons gaan. Hoe gaan ons in Basileia gemeente 2026 aanpak en aandurf? Want Basileia gemeente, vriende, is ook nie hier om te sit en kyk hoe die Here besig is nie. Jy kom nie elke Sondag kerk toe om te kyk na hierdie paar skoene nie. Die Here gee vir ons 'n spiksplinter nuwe jaar, en die Here het in ons harte dit gelê om met hierdie visie besig te wees, geesvervuld, saam in pas. En dis hoe ons in Basileia 2026 hierdie onbekende, vreesaanjaende, ongemaklike, maar potensiële jaar gaan aanpak. Nie op ons eie krag nie, nie alleen nie, en nie sonder rigting. En as ek jou 12 uur die nag bel en sê, wat is ons slagspreuk? Wat is ons visie vir hierdie jaar? Geesvervuld, saam in pas. Nie op ons eie nie, nie alleen nie, en nie sonder rigting. En ek wil so 'n bietjie hierdie 3 so 'n bietjie uitpak vanmôre. As ons praat oor geesvervuld, dan gaan ons in hierdie jaar 2026 baie tyd spandeer aan die Heilige Gees. Wie is hy? Die Heilige Gees is met ons, die Heilige Gees is in ons, en die Heilige Gees is op ons. Ons gaan tyd saam daaroor spandeer. Ons gaan baie fokus in hierdie nuwe jaar op die gemeenskap van gelowiges. Basileia word gelyk, groter, en ons gebed is dat ons gaan stoele indra, dat hier nie genoeg plek gaan wees vir mense wat hier in ons gemeente op 'n Sondag inkom nie, maar saam met dit gaan ons kleiner word, in die sin dat ons as 'n groepie bymekaar gaan kom, die gemeenskap van gelowiges. Disippelskap is vir ons belangrik in 2026, in pas saam met Jesus. Maar nie net om weer verder te groei en jou sak saad nog meer en groter te maak nie, maar om wortel te skiet en om vrug te dra en 'n visie te hê om iemand anders aan die hand te vat en te begin om van hom of vir haar 'n disipel te maak. As ons by hierdie 3 hoofpunte van ons visie stil staan, dan wil ek net so 1 of 2 gedagtes met jou deel. Geesvervuld, kom sê Basileia gemeente in 2026, stap ons nie met wilskrag.
As dit net van wilskrag en van jou wilskrag afhang, vriende, dan gaan ons hierdie jaar mooi begin, maar ons gaan ewester op 'n kol die skoene neersit en ons gaan na hierdie jaar begin kyk en jy gaan al hoe verder van hierdie jaar wegbeweeg en jy gaan niks doen nie. Ons wil graag in hierdie jaar fokus op geeskrag. Ons het al in die jaar 2000 in hierdie gemeente, het ons onder die leiding van die Heilige Gees ons visie geformuleer. En die visie van Basileia gemeente, deur al hierdie jare, is ons leef geesvervuld na bo, na binne en na buite. En elke jaar pak ons ietsie daaronder uit, om daarby uit te kom. Die Christelike lewe is nie selfgedrewe nie. 2026 is soos 'n pad wat ek en jy moet loop. En ons het krag nodig in 2026, buite onsself, om hierdie pad te loop wat die Here vir Basileia gemeente in gedagte het. En wat die Here vir my en vir jou in gedagte het. Ek en jy is begaafd, ons het talente, ons het ervarings, maar wanneer die Here se wil en sy pad, my en jou pad en lewe kruis, en om gehoorsaam te wees, en om daai stukkie vrede en lekker te beleef in jou binnekant, om saam met die Here besig te wees, het ek en jy iets meer nodig. Ons het geeskrag nodig. En daarom gaan ons in hierdie jaar baie tyd spandeer aan die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang en dan sal jy my getuies wees. Hoekom is die Gees so belangrik? Waarom is dit nodig? Die Heilige Gees gee vir my en vir jou 'n stuk traksie vir hierdie reis. Traksie beteken vasdraplek. Wie van julle het die Dakar gekyk? Die Dakar daar in die woestyn is daar verjaag met daai karre of goed en hulle sit so vas, dan spin hulle aan die stof so staan. En wat het hulle nodig? Wat ontbreek daar? Daar ontbreek 'n vasdraplek, daar ontbreek traksie. So ry nou die dag verby 'n bakkie in die dorp met sulke snaakse goed hier agter in die canopy en almal vra vir my, maar wat is dit nou? Wat se goed is daar aan die kant? Ek sê, "Vat, dit is goed wat daar vas is sodat as daai man vasval en hy het nie traksie nie, hy het nie vasdraplek in die sand of modder waar hy is nie, sit hy daai kort stukkie materiaal onder sy wiel. Dit gee hom 'n klein bietjie vasdraplek en daai wiel wat tol beweeg vorentoe. Sonder die Heilige Gees gaan Basileia gemeente 'n groot klomp stof opskop. Dit gaan wees soos 'n gemakstoel, soos 'n wiegstoel. Ons gaan baie hê om te doen, né? Maar dit gaan ons nêrens bring. En daarom is dit so belangrik en ek nooi jou uit hierdie jaar om jou oop te maak en 'n verwagting te hê dat hierdie Heilige Gees, waarvan ons so baie lees in die Bybel, wat vir ons so onbekend is, hierdie jaar 'n bietjie nader in jou adres gaan kom. En dat jy goeie besluite gaan neem en dat jy die goed gaan bywoon en dat jy gaan leer van die Heilige Gees sodat jy hierdie vasdraplek kan kry in hierdie reis, in hierdie onbekende reis. Nou ja, ek wil nou nie vanmôre heavy te kere gaan nie, want dan gaan ek dalk moeilikheid kry by die profs wat ons geleer het. Hulle sal dalk vir my sê ek's nou besig met allegorie of ek weet nie wat alles nie, maar weet jy wat, die Heilige Gees is vir my soos 'n sool van 'n skoen. Jy kan die beste skoene onder die son hê, maar as die sool weg is of afgewerk is of nie die vermoë het om vir jou traksie te gee nie, kan jy met hierdie skoene nêrens toe kom. Die Heilige Gees gee vir ons rigting en dit help ons om moed te hou. Wanneer hierdie skoen druk, wanneer dit onbekend is en wanneer dit ongemaklik is die mens se natuur om op te gee, om op te hou, om terug te staan, om weg te beweeg, om moed te verloor. En wanneer ons in hierdie jaar fokus op die Heilige Gees, op gees vervuld, dan maak ons ons oop en laat ons toe dat die Heilige Gees vir ons rigting kan gee en moed kan gee. Dis die Heilige Gees, vriende, wat vir my en vir jou vorm om meer en meer soos Jesus te wees. Dis nie net jou dagstukkie nie. Dis nie jou gunsteling YouTube kanaal of preke wat jy elke dag kyk of jou boek wat jy lees nie. Dis wanneer jy jou oopstel vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Wanneer dit in my en jou lewe vasdraplek gee om meer en meer te begin word en te doen soos Jesus. Onthou by 'n vorige geleentheid het ek gesê, elke Sondag maak ons saad by mekaar. Elke Sondag maak ons net goeie inligting by mekaar. Dit moet beweeg na kennis toe en dit moet beweeg na waarheid toe, na vrug toe. Dis die Gees wat so maak. Hy bemagtig vir jou. Hy gee vir jou die krag om gehoorsaam te wees. Wie van julle het al die Here se stem gehoor?
En jy het duidelik gehoor hoe die Here vir jou sê, maak so of moenie so maak nie. Jy lees jou Bybel en hy praat met jou, maar jy kom net nie op daai punt waar jy kan doen wat hy vir jou sê. Want net miskien probeer ek en jy te veel self. En het ons nog nie daai tree gegee om te sê, Heilige Gees, ek stel my oop, dis U wat my bemagtig. Dis U wat vir my krag gee. Dis wanneer U op my kom en U krag van my word, wanneer ek daai geloofstree kan gee. 'n Geloof sonder die Heilige Gees. As ons hierdie jaar aanpak en ons trek hierdie skoene aan en ons sê op ons eie Basileia, met ons eie vaardighede en ons eie talente en ons eie rasionele denke gaan ons hierdie jaar aanpak en gaan ons dit 'n wonderlike jaar vir die Here maak. Gaan ek en jy uitgeput word. Ons gaan geforseerd raak. Ons gaan droog raak en onenthousiasties. En daarom is dit my hartbegeerte vir jou, dat jy saam met my in hierdie jaar die Heilige Gees beter sal leer ken. Sal leer wie hy is en wat hy in jou lewe wil doen. En hoe hy graag in jou lewe wil werk. As ons deur die Gees lewe, sê Galasiërs 5 vers 25, dan moet ons ook ons lewe deur hom laat beheer. Ons moet dan ook in en deur die Heilige Gees met ons lewe. Waartoe wil ek hê jy moet jou verbind in hierdie jaar? Ek wil graag saam met jou in hierdie jaar 'n pad loop. En ek wil jou nooi om te sê in 2026 wil ek afhanklik raak. Ek wil in my gebedslewe, wanneer ek bid, wil ek die Heilige Gees bewustelik deel van my gebed maak. Deel van my lewe. Ek wil die krag van die Heilige Gees soek. Ek wil nie maar net in hierdie jaar op my eie krag voortploeter en van hierdie jaar 'n sukses maak. Ek wil hê jy moet die Heilige Gees, die woord Heilige Gees, in hierdie jaar meer gebruik as laas jaar. In jou gebede, in jou dink oor die woord, in jou tyd saam met die Here. Ek wil jou uitnooi om hierdie jaar te luister voordat ons optree, dat ons in hierdie jaar die kind sal aanleer om so bietjie rustiger te raak, om sy stem bo ons eie stem te plaas. Om nie net sommer in te plons, maar dat ons iewers sal asem skep en net sal sê, Heilige Gees, wat sê U hieroor? Hoe dink U hieroor? Help my om U te hoor. Wat wil U hê moet ek in hierdie situasie doen? En dan wil ek jou nooi om in hierdie jaar te groei en 'n pad saam te loop. En ons gaan dit leer en ek moet dit leer, want ons weet nie altyd hierdie goed nie. Is om die Gees, die Heilige Gees, in jou alledaagse lewe, in jou aanbidding, in jou besluite, in jou werk, in jou skool, in jou sport, in jou hokkie, in jou cricket, in jou kuns, in jou kultuur, om hom in te nooi. En nie net op 'n Sondag te onthou van hom. Maar iewers deur die week, daar in Checkers, as jy daar staan in Checkers, sommer net die Heilige Gees deel van jou gedagtes te maak. Ons tweede belangrike kernwaarheid in ons definisie of in ons visie van hierdie jaar is saam. Saam. 2026 is nie 'n alleenpad in Basileia gemeente nie. Ons het geen visie dat elkeen van ons eie of elkeen van ons op ons eie hierdie jaar net so gaan loop. Ons het 'n begeerte dat ons gaan groei nader aan mekaar. Ons kuier lekker op 'n Sondag hier en dis 'n lekker atmosfeer en dis 'n gemaklike atmosfeer, maar dat ons ook 'n bietjie nader aan mekaar sal kom. Die Gees vorm nooit net 'n individu alleen. Hy's besig met jou, maar hy het 'n groter plan as net ek en jy alleen. Hy's altyd besig met gemeenskap. Hy het altyd 'n groter prentjie in gedagte. Daarom het hy gekom sodat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan, sodat 'n wêreld gered kan word en nie net 'n paar uitgeroepte mense nie. Hy het nooit bedoel dat jy jou geloofsreis alleen loop. Nooit. Dit was nog nooit God se plan dat ek en jy ons eie alleen saam met God geestelik reis nie. En so is dit my gebed dat jy ook hierdie jaar sal sê, dis dalk my manier, dis dalk my gewoonte, dis ook geleer, dis ook groot geword. Dis my regte manier. Wil ek jou nooi om toe te laat dat die Gees ook vir jou 'n ander manier in hierdie jaar bekend kan stel. En dat wanneer jy jou oopstel vir die Heilige Gees, jy ook daai bekragtiging sal gee, daai tree sal gee om saam met iemand anders ook hierdie pad te loop.
As 'n mens gaan lees daar in Handelinge 2 vers 42, dan sien ons die kerk, hulle het volhardend by mekaar gekom en hulle het gemeenskap met mekaar gehad. Jy kan op jou eie oorleef. Dit is soos 'n Porsche, né, wat 300 en iets km/h kan ry en jy ry 60 toe. En jy dink dis sy topspoed. Wanneer jy agterkom wat hy regtig kan doen, dan word dit heeltemal 'n nuwe kar. Jy kan op jou eie in 2026 in hierdie nuwe skoene inklim, in hierdie ongemaklike, moeilike, vreesaanjaende skoene, of jy kan besluit om te sê, hierdie jaar is my jaar, wat ek gaan skouers stuur met 'n ander gelowige. Ek gaan op een of ander manier, gaan ek 'n bietjie kleiner raak. En as ons dit doen, dan kom daar 'n stuk ongemaklikheid in ons in. En daar is iets wat jou druk en seer maak, soos hierdie skoene jou druk en seer maak as dit niet is. Maar dis God se wil. En dis God se plan, ook hoe ons saam moet lewe. Met een skoen, as ek besluit het, ek gaan net een skoen aantrek na die troue toe, gaan hulle in die eerste plek vir my lag. So ons is mooi afgerig, ons lag nie vir mekaar as ons die geestelike pad alleen probeer loop nie, né? Weet julle wie lag vir ons? Lucifer, die Satan. Want vir elke gelowige wat hy met een skoen aansien in 2026, tik hy af en weet hy, hoef hy nie te worry oor hom of haar nie. Want een met een skoen aan is ongemaklik. Wanneer 'n mens met een skoen probeer loop, dan sê jy ongebalanseerd. En jy bereik net nooit jou volle potensiaal. Ek kan ook van hier af tot by die mall huppel op een been, maar gaan hospitaal toe gaan iewester met 'n paar skete. As ek 2 skoene aan het en ek dra dit soos dit gemaak is, saam in pas, dan gebeur daar iets anders. So met een skoen stap jy onhandig, pynlik en ongebalanseerd in 2026. Daarom het ek jou so nodig om saam met my in hierdie geloofsreis te loop. Want die Here is besig met jou en jy het 'n pad geloop wat ek nog nie geloop het nie. En saam met jou en saam met my is dit 'n paar skoene sonder geloof, sonder koinonia, is ons 'n mens met een skoen aan. Ek wil graag hierdie jaar jou lewe met jou deel. Ek wil graag dit wat met jou gebeur met jou deel. Ek wil graag hierdie jaar jou geloofsreis met jou deel. Ek wil so graag hoor hoe die Here in jou lewe besig is en waarmee hy besig is en jy met my. En weet jy wat, ek wil so graag die roeping wat die Here vir Basileia gemeente het. Koninkryk Basileia, nie vir onsself nie, vir 'n wêreld daar buite, tot eer van sy naam, wil ek graag saam met jou deel. Ek wil so graag 'n skoen wees aan jou voet, en jy 'n skoen aan myne, en so saam loop ons. Alleen, elkeen op ons eie, is Basileia gemeente nutteloos. Maar wanneer ons saam is, en ons loop saam as 'n paar skoene, dan kan ons kans sien vir baie. As een lid ly, dan ly die lede saam, sê Korintiërs. Paulus sê dit so mooi. Ons is nie los van mekaar af nie. Ons is gemaak om saam met mekaar te wees en by mekaar te wees. En mag ons in hierdie jaar, al is dit hoe vreemd en al is dit hoe ongemaklik en al is dit vir jou seer en al het jy stories oor die gemeenskap van gelowiges, nooi ek jou uit om hierdie jaar weer 'n tree te gee en te sê, Here, dis 2026, ek het 'n nuwe paar skoene en ek gaan dit probeer. En ek wil vir julle vra vanmôre, regtig, wanneer ons hierdie tree begin gee en ons raak by mekaar betrokke, dat ons gees vervul onder die beheer van die Heilige Gees saam met mekaar op pad sal. Ons gaan nou net daarby stil staan. Dis moeilik om saam met ander ouens te loop. Dis maklik om op jou eie te beweeg. Maar dis nie die regte pad in die oor van die Here nie. Ons het so rukkie terug en julle gaan nou nie daar kan sien nie, het ons in ons gemeente, het ons navorsing gedoen en 262 van julle wat gereeld kerk bywoon, het vir ons gelaat weet waaroor julle opgewonde is in Basileia gemeente. En hierdie is te klein om te lees, maar waaroor Basileia, waaroor die gereelde kerk bywoners van ons gemeente opgewonde is ons groter betrokkenheid in die gemeenskap hier buitekant. Ja, ons is opgewonde oor ons prediking en dit wat hier gebeur. Ouens is opgewonde oor as ons saam nagmaal vier en saam die gemeenskap van die gelowiges vier.
Maar weet julle wat? Hierdie selfde klomp ouens het ook gesê, ons wil graag in die jaar wat voorlê, sal ons graag wil groei. Ons wil graag ons gawes van die Heilige Gees ontdek. Ons wil graag groei as 'n kerk, ons wil meer word, ons wil groter word. Ons wil graag sien hoe mense van Basileia gemeente dit begin waag om hulle geloof met iemand anders te begin deel. En dit nie net vir hulle self te. Ons het 'n begeerte om geestelik te groei, maar nie net om nog saad by mekaar te maak nie. Om wortel te skiet en vrugte te dra. En weet julle wat? Daar's 'n groot begeerte onder gereelde kerkgangers in ons gemeente vir 'n gemeenskap van gelowiges. En hierdie enetjie, as julle ons gemeente nou moet opsom, dan sê die slim ouens, dis wat in Basileia gemeente aan die gang is. Wat is ons sterk punte in Basileia gemeente? Ons sterk punte in Basileia gemeente is die regterkantste gedeelte. Dis nou julle regterkantste gedeelte. Ons het ons aanbidding, ons lofprysing en aanbidding hier op 'n Sondag. Dis vir ons 'n sterk punt. Dis die beste ding waaroor julle die opgewondeste is in ons gemeente. Die innoverende denke en gedagtes dat ons altyd bereid is om nie te dink, is een van ons sterkpunte. Basileia gemeente is 'n gemeente wat geloofstree kan gee. En dis een van ons sterkpunte. Ons visie is 'n sterkpunt. Dat ons inklusief is, dat enige iemand die welkom is binne ons waardes en binne ons Bybelse siening. Dat enige iemand die welkom is. Ons is inklusief. Jy sing nie soos ek nie, jy lyk nie soos ek nie. Jy hou nie van dieselfde musiek as ek nie. Maar iewesterne het ons gesê ons laat ruimte vir mekaar. En dis een van ons groot sterkpunte in hierdie gemeente. Aan die ander kant van die draad, as ons nou oorbeweeg, dan is daar 'n behoefte aan om te behoort. Basileia gemeente sê, dis vir ons heerlik om hier by die kerk te wees. Dis lekker om te sê ons is deel van Basileia gemeente, maar ons kort, daar's 'n behoefte aan om regtig te behoort. En weet julle, die enigste manier hoe 'n mens regtig voel jy behoort, is wanneer ons kleiner word. Dis wanneer ons met 'n paar kleiner, minder mense skouers skuur op 'n gereelde vlak en dan as 'n groot groep bymekaar kom. Om ons geloof te deel met ander mense is nie een van ons beste, sterkste punte nie. Dis een van ons uitdagings vir die pad wat vorentoe is. Ons is opgewonde oor Jesus, ons is opgewonde oor die evangelie, maar ons is nog versigtig. Hierdie skoen druk nog as ons met hierdie goeie nuus na iemand anders toe moet gaan. En dis 'n ongemaklikheid en dis 'n moeilikheid, maar dis in 2026 op ons tafel. Om 'n leierskapkultuur, ons het wonderlike leiers. Ons het toegewyde leiers in ons gemeente wat die belange van hierdie gemeente op hulle harte dra en regtig erns mee daarmee maak. Maar ons het ook 'n behoefte aan ontwikkeling van nog meer nuwe leiers. Ons het 'n behoefte aan jeugwerkers, jeugleiers, ons wat by die kinders en by die tieners hulle hande sal opsteek en sal sê, ons wil kom help. Ons het voortdurend behoefte aan nuwe leiers. En dan is dit ons grootste glo dit of nie. Basileia gemeente se grootste uitdaging is diensbaarheid. Ons is goed daarmee om te gee. En ons kan alles hiervoor opslurp en uitdeel binne 'n paar sekondes, maar ons het nog 'n groei geleentheid waar ons kan sê, maar hier's ek as mens. Hier's ek in my persoon om diensbaar te wees. En dis so 'n opgewonde geleenthede wat in 2026 op ons pad lê. As jy iewester hoor, jy moet iewester betrokke raak, dan druk hierdie skoen jou. En dan is dit ongemaklik en vreemd, dalk is dit die eerste keer in jou lewe, maar mag 2026 ook die jaar wees waar jy jou hand sal opsteek en sal sê, ek gee graag met my checkboek en met my middele en afrolpapier en plastiek en klere, maar hier's ek in persoon, ek wil graag iets iewers te doen. Ons verbind ons graag hierdie jaar om saam te stap. Ons stap oor grense heen. Ons stap oor generasiegrense heen. Dis ons groot begeerte dat Basileia gemeente nie gekoppel word en dat ons nie net een ouderdomsgroep in hierdie gemeente akkommodeer en jy voel welkom omdat jy binne hierdie ouderdomsgroep is. Maar dat ons bereid sal wees om saam geesvervuld 'n tree te gee en te sê ek laat ruimte vir hierdie generasie. Want ek wil ook graag hê hulle moet saam met my op hierdie reis wees. Ek wil hulle ook saam met my die ewigheid sien. So kyk ons wat ouer is na die jongeres en sê ons wil julle graag hier hê. Ons wil julle graag akkommodeer, ons wil graag daar wees.
En bid ek vanmôre en vra ek vir julle jonger ouens, dat julle met daai selfde ingesteldheid ook sal sê, nou sing ek 'n bietjie aan ou se liedjie, maar is dit 'n bietjie ouer as myne? Want ons is saam. Ons is saam. As julle agterkom, probeer ons regtig waar. Ons probeer regtig waar 'n verskeidenheid akkommodeer. Oor bedieningsheen. Oor bedieningsheen. Ons wil nie net een bediening hê nie, maar soos wat bedienings in ons gemeente bestaan, so wil ons in en deur hierdie bedienings, wil ons saam 'n pad loop. Oor ons verskille. Ons wil 'n groter prentjie hê as net ons verskille. En daarom as jy in Basileia gemeente is God se woord ons waarheid en ons staan nie op. En ons het nie grys sienings van wat hier in die Bybel staan nie. Maar as ek verskil van jou oor iets anderster, dan gaan ons oor grense heen. En ons probeer saam mekaar vind, want ons is 'n groter liggaam. Want ons is geesvervuld, saam op pad. En om met iemand anderster saam op pad te wees, druk partykeer seer, partykeer ongemaklik. So 'n klomp bedienings in ons gemeente, ek gaan by 'n volgende geleentheid 'n bietjie daaroor gesels, om vir jou verduidelik waar ons besig en wat doen ons. Die derde belangrike ding, geesvervuld, saam in pas. Ons stap waar Jesus stap, om saam te wees sonder rigting, is om rond te beweeg en net te swerf en doelloos rond te swerf. Maar ons stap saam in 2026 in pas met Jesus. Disippelskap, om in pas te wees, om saam met Jesus te stap, beteken om disipel van Jesus te wees. Om te leer wat 'n disipel is. Om 'n leerling van Jesus te wees. Om in sy voetspore te stap. Om sy tempo te leer ken en sy voetspore te volg. Johannes 10 vers 27 kom sê so mooi, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. 'n Disipel is iemand wat daai volgende tree gee in 2026. Wat baie inligting het, wat baie saad bymekaar gemaak het. Wat oor hierdie goed begin dink, maar wat nou die volgende tree gee van doen, van volg in Jesus se voetspore. Om in pas saam met Jesus te loop in 2026 beteken dat ons nie die roete bepaal nie. Ons sê nie vir Jesus waarheen ons wil gaan en hy moet kom aansluit by ons en hy moet sorg dat ons veilig by ons eindbestemming opdaag. Om in pas te wees, om 'n disipel van Jesus te wees, beteken hy bepaal die pas. Hy bepaal die rigting. Sy voetspore in die sand in ons lewens op pad is wat ek en jy volg. Soms stap Jesus vinniger as wat ons wil. Partykeer sê Jesus vir my en vir jou, dis tyd dat jy moet beweeg. Hoe lank al is jy al hier? Hoe lank gaan jy nog vat voordat jy die volgende tree gee? So partykeer is dit ongemaklik in hierdie skoene. En gaan jy voel hy jaag jou 'n bietjie aan, hy druk vir jou, daar's weerstand. En dan is dit tyd wanneer ek en jy moet sê, Here, nou deur die Gees gehoorsaam, hier's ek gaan beweeg. Ek gaan die kans vat. Ek gaan dit waag. Anders dan gaan ek en jy maar net rondswerf op ons eie. Soms moet ons stadiger loop as wat ons wil. Partykeer wil jy die pas aangee en wil jy deur wees en dan sê Jesus, nee, wag, ons is hier. En dit frustreer die rook uit ons uit as ons partykeer moet wag. Maar in daai wag kom sê Jesus, loop saam met my. My pad. In pas met my. Ek's besig met dit. Ek weet wat ek vir jou het. Hou aan my vas. Soms kies hy die paai wat ek en jy nie sou kies. Partykeer moet ek met hierdie nuwe paar skoene in 2026 op 'n plek loop wat ek nog nooit geloop het. My gebed is dat jy aan die einde van 2026 sal terugkyk en sal sê, prys die Here. Dankie Here vir dit en dit en dit wat ek aan die einde van hierdie jaar oor kan getuig, wat aan die begin van die jaar nie waar was. Nuwe goeders. Dalk 'n pad, 'n vreemde pad wat jy moet loop. 'n Geloofspad, dalk iets begin leer, iets begin doen, jou hand opsteek vir iets wat jy nog nooit gedink het jy goed genoeg voor is. Maar hy stap altyd saam met ons. Lukas 9 sê, as iemand agter my wil aankom en jy wil my disipel wees in 2026 en jy het hierdie nuwe jaar aan jou voete, gaan dit vreemd wees, dit gaan onbekend wees, dit gaan vreesaanjaend wees, maar onthou, ek stap saam met jou. Ek stap saam met jou. Neem jou kruis op elke dag en volg vir my.
verbind ons in hierdie jaar? Om regtig waar Bybel gefokus te lees. Om moeite te doen. Om nie net Bybel te lees, omdat jy Bybel moet lees. Maar omdat jy Bybel lees, omdat jy sy stem wil hoor. Omdat jy die volgende voetspoor wil hoor. Nie 'n spotlight wat vir die hele jaar gaan wys nie, maar 'n lamp vir jou voet, vir jou volgende tree. Ek wil jou uitnooi om hierdie jaar te sê, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid in geloof is my prioriteit, om te doen wat die Here vir jou sê. Baie keer is ons verhouding met die Here klinies, dood, plafon. Dit voel vir ons baie keer irrelevant. Ons wonder wat moet ons snaaks doen om daarby uit te kom. Gewoonlik niks anders as om te sê, Here, ek gaan begin doen wat ek hoor. En my gebed vir jou is dat elke gehoorsame tree vir jou 'n wonderlike ervaring sal wees. En dat jy hierdie Jesus se manier van doen en dink en voel en optree, dat jy dit in jou alledaagse lewe. Dis 'n disipel. 'n Disipel is 'n appie, 'n apprentice, 'n vakleerling in diens van Jesus, tree vir tree elke dag waar jy kom en waar jy gaan. Mag jou huis, jou werk, jou skool en elke verhouding vir jou in hierdie nuwe jaar 'n jaar wees of 'n geleentheid wees waar jy gaan toelaat om in sy spoor te loop. Ek wil jou uitnooi om nie my te volg en vir Karin te volg in 2026. Maar om hierdie skoene aan te trek, hierdie jaar te omarm en hierdie jaar geesvervuld saam met ander in pas met Jesus te volg. Ek wil jou uitnooi om die Vader, die Seun en die Heilige Gees in sy volheid in 2026 in Basileia gemeente te volg. Kom saam met my, kom saam met Karin, kom saam met ons leierspan en kom volg ons op hierdie pad waar dromers loop. Gevul, gedra en gelei. Gevul met die Heilige Gees wat ons bemagtig saam met ander. Ons is gedra en in pas met Jesus, want ons word gelei. Die Here self sê vir jou en vir my, ek gaan vooruit en ek sal in 2026 saam met jou wees. Volg my, volg vir Karin, volg vir ons leierspan in 2026. Ons ken nie elke tree nie. Ons weet nie wat gaan gebeur, maar ons weet saam met wie ons dit stap. Mag 2026 vir jou 'n wonderlike, verrykende, geestelike jaar wees in Basileia gemeente. Ek sien so uit daarna om saam met jou hierdie pad te loop. Here, baie dankie vir die voorreg vanmôre om sommer net hierdie gedagtes met ons te kan deel. Dankie Here dat ons glo dat dit ook U stem is wat ons gehoor het en dat ons ook glo dat dit pad is wat U met ons wil loop. Geesvervuld saam in pas in 2026. Here, ek is so opgewonde vir elke een wat ek vanmôre hier sien en vir elkeen wat later hierna gaan kyk en vir die reis, Here, wat U in gedagte het vir ons elkeen. Al wat dit vra is, Here, dat ons sal saamkom, want elke een van ons is gemaak om 'n spoor te los. Dankie dat ons, Here, hierdie jaar so na U toe kan bring. Sommige maar net weer ons hande kan oopmaak en kan sê, Here, nie ons wil nie, maar U wil. Hier is ons, Here, saam in U voetspore. Wil ons werk, wil ons leef, wil ons kerk, sodat U verheerlik kan word. Bid dit vir jou in die naam van Jesus. Amen.